Het jy al gewonder hoe jou lewe sou verander as jy elke dag net 'n oomblik in God se woord spandeer? Ons het al reeds meer as 800,000 mense wat hierdie jaar geluister het in hierdie program. 365 dae, 1 reis, 1 Bybel. Vir die nuwe jaar het ons 'n splinternuwe, 'n oomblik in die woord, 1 jaar Bybel, waar jy by elke dag se teks 'n QR-kode sal vind, wat jy met jou selfoon kan skandeer, om saam te lees en te luister van Genesis tot Openbaring, saam met my, Dr. Raymond Lombard. Ons lees en luister uit die geliefde 1953 vertaling, om daagliks jou verhouding met God en sy woord te verdiep. En ja, duisende mense begin saam lees en luister op 1 Januarie 2026. Moenie agterbly nie. Plaas nou jou pre-order vir die splinternuwe 'n oomblik in die woord 1 jaar Bybel. Besoek gerus raymondlombard.com en kry jou Bybel hierdie Desember. So julle weet ons is besig met 'n reis, né? OK? En dat ons nou by Lukas hoofstuk 23, reg? En ons lees vanaf vers 32. En daar is nog 2 ander, Lukas 23 vers 32. En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. So is toe 3, né? As toe 3 kruise. Toe nie 1 nie. Die Via Dolorosa het nie 1 kruis gehad nie, het 3 kruise gehad. So daar's 2 manne wat in die pad van smarte, die weg van smarte, 'n man sien val het, wat nie meer kon dra nie. Verlede het ons gesien hoe Simon van Sirene, die man uit Afrika, Jesus gehelp om die dwarsbalk te dra, reg? Onthou julle dit? Maar daar was nog 2 ander manne ook agter hom. So hulle was 3 op pad. En toe hulle vers 33 op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, 1 aan die regter en 1 aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het hul klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit gestaan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif, bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag jy die woord vir ons vandag 'n kosbare woord wees vir elkeen. So, die strekking van die verhaal is dat Jesus is gekruisig, maar nie alleen nie. En die strekking van hierdie deel van die verhaal van die narratief van Dr. Lukas is, die ander 2 was kwaaddoeners, misdadigers. En die storie het dit, dat die een het Jesus self gespot, en die ander een het vir genade gepleit in sy doodsuur. So wat ek in jy eintlik sien is, 'n sterwende man
aan die kruis, wat hoor dat hy word gered. Maar dan word vir hom gesê, jy sal vandag in die paradys wees. Hy sterf vir wat hy gedoen het, maar dat sy siel word vandag gered. Hy betaal 'n prys vir sy dade, maar sy siel kom vry. Want die verskil is Jesus. Jy sien, dit was geprofeteer dat die lydende, in Jesaja 53, so staan dit in die laaste vers, hy sal getel word saam met oortreders. En sê Lukas 22, toe Jesus gesê het, hy sal saam met misdadiges gekruisig word. Dis nou vervul. Hy het gesê, soos daar geskrywe is, toe haal Jesus uit Jesaja aan, ek word gekruisig saam met misdadigers. 2 kriminele. Matteus 27 sê, daai 2 manne was, dit staan so in jou Bybel, rowers. Weet wat beteken die woord rower? Bybel sê hulle is 2 rowers. Die Grieks vir 'n rower is een wat geweld openlik gebruik om te roof. Met geweld roof hulle. Dis anders as 'n dief. 'n Dief kom wanneer jy nie daar is nie en hy breek in jou huis en hy steel. 'n Rower gebruik geweld. So wat hier is, dit blyk toe dat die 2 manne is skuldig aan gewapende roof en moord. Want Lukas 22 sê, en daar was ook 'n moord gepleeg in die proses. So het jy 2 kwaaddoeners, 2 rowers, wat gewapende roof gepleeg het, daar was 'n opstand gewees, en daar staan daar was 'n moord. En die 3 word geneem, sê die teks, na 'n plek met die naam van Hoofskedel. Ek was al baie keer daar, in Jerusalem. Die plek genaamd, die Bybel gebruik die naam Hoofskedel. Die Arameese woord, en ons het woorde in ons Bybel in Aramees, soos Amen en Halleluja, en gewoonlik word dit nie vertaal nie. Nou, Aramees vir plek van Hoofskedel is Golgotha. En miskien is dit omdat die heuwel, as jy op 'n sekere hoek staan en kyk, na die plek waar Jesus gekruisig is, dan lyk dit net soos die kopbeen van 'n man. En blykbaar is dit, volgens tradisie, een van die redes waarom dit so genoem word. Dis aan die buitekant van die noordelike muur van Jerusalem, dis op die pad na die Damaskus toe, na Sirië toe. So is dit aan die noordelike kant. In die Ou Testament is dit bekend as die berg Moria. Moet by jou klokkie lê. Dis waar Abraham vir Isak gaan vasbind het. Selfde plek. En God spaar Abraham se seun op die berg Moria, wat later genoem word Hoofskedel, en hy spaar nie sy eie seun nie. Hulle het hom 'n verskriklike dood daar sterf uiteindelik. Maar die narratief vertel, soos die storielyn loop, hy is daar gekruisig. Nou wonder ek, waar kom kruisig skielik vandaan in die Bybel? Jy lees dit in die Ou Testament, mense is gekruisig nie. Hoekom lees jy in die Nuwe Testament, mense is gekruisig? Want jy sien die Fenisiërs en die Perse, hulle daarmee begin, in die jare voor Christus. Toe het hulle begin om mense te kruisig, en die Romeine het dit by hulle oorgevat. Sê hulle, ons gaan ook mense so doodmaak. Goeie manier om iemand dood te maak, kom ons kruisig hom. En die normale praktyk was, daar's 'n paal geplant, en wanneer jy veroordeel word, moet jy jou eie dwarsbalk soontoe dra. Dis deel van jou straf. So jy dra die dwarsbalk na die kruis toe, sodat daai dwarsbalk op sy plek kan insink op die regop paal, en jy dan kan hang tussen hemel en aarde. Gewoonlik was die persoon se hande, of normaalweg sy polse, deurboor. Want partykeer as in die hand is, dan kan die hand losskeer, sal dit by die polse gedoen het. Ander kere dan sal hulle mense kruisig, om seker te maak, hy kom nie los van die kruis nie, het hulle met tou, het hulle die arm, veral hier by die hand, net agter die hand by die pols, vasgebind aan die kruis, om seker te maak, hy's vas, tot sy dood toe, moet hy daar hang.
En dan, omdat jy, hoe moet jy sit, hoe moet jy staan op 'n regop paal? So wat hulle gedoen het, hulle het 'n voetstuk vasgespijker, sodat jy met jou voete kan staan. En wat hulle normaalweg sou doen met jou voete, hulle sal die onderste voet vasspijker, en dan die boonsteen op hom, so jy staan so. Jy staan so, of so, met die spykers wat deur die brug van die voet vasgenaal word. En die gedagte is dat jy moet hang aan die kruis, tot jy dood is. As die persoon nie te veel gemartel was nie, dan vat dit 2, 3, 4, 5 dae, voordat hy sy laaste asem uitblaas aan die kruis. Jy kan daar lank hang. Jy sê, dit hang af van jou uitputting, jou honger, jou dors, die hitte, die koue, die bloedverlies, die marteling, die skok, jou liggaam, alles speel 'n rol. Met Romeinse soldate soos 'n klomp honende honde, wat lag en giggel en speel, en jou klere van jou vat, en hulle deel jou klere, vat dit vir hulle. It's part of the spoils. Dis 'n vernederende manier, want onthou die plek van kruisiging, as jy uitgaan met die Damaskushek, is op die hoofweg na Damaskus, na die noorde. So dit beteken, baie mense wat noord reis, kom daar verby. Dis nie geheim nie, dis vir almal om te sien. En baie keer is mense naak gekruisig, trek jou klere uit. Alles. Jy hang daar naak, vir almal om jou te spot en jou te sien. Pontius Pilatus was baie verbaas dat 'n klompie ure nadat Jesus, hy is 9:00 die oggend gekruisig. En hy was baie verbaas dat laat agtermiddag kom sê 'n soldaat vir hom, iemand wil hom sien. En hy sê, wie wil my nou sien? Want hy is baie ontsteld, sy vrou is ongelukkig, want hy het vandag 'n regverdige man tot die dood veroordeel. En sy gooi haar speelgoed daar kot uit, hoe kan jy dit doen? Want jy weet dit, en hy moet met dit hanteer, en hy voel sleg oor wat vandag gebeur het, maar hy het nie keuse gehad volgens hom. Hy wil nie moeilikheid met die keiser in Rome nie. En een van die soldate sê vir hom, is iemand om jou te sien. En hy sê, wie is dit? Hy is 'n man van Josef van Arimatea. En hy kom daar by Pilatus en hy sê vir Pilatus, jy lees dit in Markus 15 vers 44. Hy sê vir Pilatus, Jesus is dood. En hy sê, wat? Wat sê jy nou? Daar staan in vers 44, Pilatus was verwonderd dat hy al dood was. En hy sê, wat sê jy nou? Daai man, is hy dood? Want Pilatus weet, dit kan daar vat. Ek weet nie, het hy miskien gedink, hy kan hom dalk op 'n later stadium dalk red of afkry, as hy oorleef, wat gaan in sy kop aan? Ons weet nie. Maar die Bybel sê dit, hy was verwonderd. En hy sê, bring die hoofman hierso. Die een wat verantwoordelik was vir die hele kruisigingsproses, bring hom. Hulle bring die hoofman. Hy roep hom, hy sê vir hom, hy vra vir hom, hoe lank is daai man al dood? Wanneer is hy dood? En toe dit van die hoofman oor 100 verneem het, dat hy is dood, het hy vir Josef gesê, jy kan sy liggaam neem. Dit was ons waaroor dit gegaan het. Josef van Arimatea en Nikodemus, hulle het 'n ander denke oor Jesus gehad. Hulle het gedink hy kan dalk die Messias wees. Hulle was inteendeel oortuig, hulle stem nie saam met die Sanhedrin oor hulle handelswyse nie. Hulle stem nie saam met wat hier gebeur het. En nou sê vers 33 vir ons, dis wat in ons Bybel staan, die kwaaddoeners was een aan die regter en linkerkant. Dit is interessant dat Jesus op die hoek lê. Wat is die kans? Hoekom het hulle nie Jesus op die hoek gekruisig? Eerste, die ander man tweede, die ander man derde. Hoe het die kruisigingsproses verloop? Het hulle eers die een man gevat, toe kruisig hulle hom, toe besluit hulle om hierdie ou te vat, sit hom in die middel, hierdie een gaan ons daar sit. Wat het hulle beweeg om dit te doen? Ek sê dis 'n godsbestuuring. It's a will of God. Dat hulle moes hom in die middel kruisig. Nie op die kant nie. Want die verhaal sou anders verloop by die kruisigingsverhaal as Jesus op die kant gekruisig was. Hy moes in die middel gekruisig word.
Die Bybel sê hy saam met die misdadiges gereken. Die feit dat Jesus in die middel gekruisig was, beteken al twee manne het presies dieselfde toegang na Jesus toe. As op die punt was, het een man 'n kans gehad. Hy moes in die middel wees. Een aan die linkerkant, een aan die regterkant. Want jy sien al twee rowers, twee manne, sterwende manne, gaan die ewigheid in en al twee het dieselfde kans na. Hulle het letterlik 'n paar uur, dan is hulle dood. Maar dis gewoonlik wat gebeur. Die feit dat hulle weerskante van Jesus beteken al twee dieselfde toegang na Jesus toe. Al twee kan lees wat staan bokant Jesus se hoof. Bokant Jesus se hoof staan daar Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. En hier by Lukas ons het 'n deel daarvan. Die werklike opskrif was in 3 tale. Ek dink aan die ouetjie wat by die skool was en hy was in die Bybelklas. Hulle moes eksamen skryf en die juffrou sê maar hy het nou droog gemaak. En sy sê Gertjie, kom hierso. Wat het jy nou geskryf? In watse tale staan daar op die kruis? En hy's like, juffrou, een moet definitief Afrikaans, die ander moet Engels wees. En die ander een is ekie van seker nie, Here. Dit was Grieks, want almal kan Grieks lees. Dis Romeins, want al die Romeine praat Latyns. En dis in Hebreëus. Vir die Jode om te weet, is julle koning. So die Jode hoor dit, die Grieke hoor dit, en die Romeine hoor dit. As jy nie kan lees Hebreëus nie, lees Grieks. As jy nie kan Grieks lees nie, lees Latyns, maar lees gaan jy lees. Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode, is die volle, totale opskrif gewees oor die kruis. En Lukas vertel vir ons 'n deel daarvan. Hier sê ding, al twee die kwaaddoeners kan lees, wat se taal hulle ook al praat. Al twee die kwaaddoeners hoor die volgende oomblik hierdie woorde. Iemand bid. En hulle kyk. En hulle hoor Jesus bid. Hulle hoor hy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle hoor die man in die middelste kruis bid. Dit moes die een man geroer het. En die ander man, hy het geen erg daaraan nie. Vriende, dis net hier waar die ooreenkoms ophou. Wat jy iets vertel. Nou gebeur hier iets merkwaardig. En die storielyn van die Bybel vertel vir ons presies wat gebeur. As jy dit ontleed. As jy fyn lees, dan ontdek jy in vers 39, die een kwaaddoener wat opgehang is, hy begin spot saam met die kwaaddoeners. Die ouens aan die kruis, die Romeinse soldate, die ander wat daar is, wat 'n klomp sondaars is. So die een aan die kruis begin ook spot. En hy spot met hierdie woorde. Hy sê, vir die een aan die middelste kruis, as u die Messias is, die Christus is, verlos u self en ons. Kom, as u waarlik die seun van God is, die Christus, hoekom kom jy nie van die kruis af, haal jy ons ook van die kruis af, sal ons almal in u glo. Sy vriend, die ander rower, sy gedagtes is anders. Hy dink anders, sy redenasie is ook anders. Hy sê in vers 40, wat dink jy doen jy? Die Bybel sê hy bestraf hom. Sy vriend. Nou moet hy dit hardop sê, want Jesus is tussen hom en die ander ou. So hy moet dit nou uitskree vir hom. Hy sê vir hom, vrees jy ook God nie? Dit is daar geen vrees by jou nie, ons gaan nou sterf. Ons tog regverdiglik. Ons kry wat ons verdien. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie.
Hou op! Hy skep al sy moed bymekaar en hy begin sy vriend bestraf. Want jy sien sy gedagtes, kom ek jou sê wat dink hy? Ek kan jou wys wat dink hy, jy kan dit nie sien. Want onthou wat het gebeur voor dit gebeur het. Wat voor dit gebeur het, is die volgende. Kyk in vers 35. In vers 35 staan die volk daar, so hy sien die volk, al die mense wat daar is. En hy hoor die owerstes, die leiers van die volk. En hulle skimp, hulle gooi skimpe na die een wat in die middelste kruis is. En deel van die skimpe wat hulle gooi is, ander het hy verlos. Maar hy kan nie homself verlos nie. So hoe kan hy verlosser wees? As hy die uitverkorene van God is, hoekom kan hy nie afkom homself verlos nie? Hy hoor die soldate, wie het sê die soldate? As hy die koning van die Jode is, verlos hy self. Hy hoor die mense sê, hy is blykbaar 'n koning. En hy lees daar, koning van die Jode. En hy dink by homself, as die man in die middel 'n koninkryk het, want hy is 'n koning. As hy mense kan verlos, want hulle sê het ander mense verlos. As hulle sê hy is die Christus, as hy die Christus is, dan gaan ek hom iets vra. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hy weet, die man sterf onskuldig. Hy is 'n koning, en hy het 'n koninkryk. Want hy sê, wanneer u in u koninkryk kom, hy glo, hy het die invloed van sy vriend getrotseer. Hy het die spot van die skare getrotseer. En hy kyk met geloof na Jesus. En al wat hy vra is, wanneer u in u koninkryk kom, sal u aan my dink. Sal u my onthou? En Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag, op hierdie dag, sal jy saam met my in die paradys wees. Wow. Wow. Ek dink persoonlik, hy is die gelukkigste wat ooit geleef het op aarde. Ek kan nie dink aan enigiemand wat so gelukkig soos hy is. Ek bedoel, wie van julle het al by Jesus gehoor, vandag is jy saam met my in die paradys? En jy gaan. Ek bedoel, ure voor sy dood. Hoor hy, vanaand is jy in die paradys. Want Jesus sê vandag, en Jesus sê, ek weet jy sterf vandag, voor die son sak, nie môre nie, voor 6:00 vanaand, want is weer 'n nuwe dag. So Jesus sê, en dit is 3:00 die middag, toe Jesus gesterf het. Jesus sê, binne die volgende 2-3 ure, is ek en jy saam, in ure van nou af, binne ure, is ek en jy saam in die paradys. Wow! Wat 'n woord vir 'n sterwende man. Twee manne, en net een hoor dit. Om in die paradys te wees beteken, vandag is jy saam met my en Abraham. Vandag is jy saam met my en Daniel, en Dawid, en Jeremia, en Jesaja, en Isak. Ons is almal vandag saam. Ons gaan in die paradys wees. Jy gaan saam my paradys toe vandag. Wat 'n woord. Wat 'n woord. Wat hy moes hoor in sy sterwensoomblik. Twee manne, twee gelyke geleenthede. Only one went through. Die een gaan paradys toe, in die koninkryk. En die ander een sterf en daal neer in die poorte van die doderyk. In die doderyk. Plek van verderf.
Wat is die verskil? Dit was daai kritieke vraag mos, waarheen is jou pad wanneer jy sterf? Waar gaan jy heen? Waar gaan jy die ewigheid deurbring? Dit is toe ons nou maar eintlik waaroor dit gaan. Ek bedoel, dis tog nie 'n uitgemaakte saak dat ek en jy kan na albei plekke toe gaan as ons sterf nie. Jy kan nie hel toe en hemel toe gaan nie. Jy gaan of hel toe of hemel toe. Jy gaan eers in die doderyk beland en dan in die hel, of jy gaan in die paradys wees wat in die hemel is. 2 Korintiërs 12 sê in die hemel. Ek en jy kan nie na albei toe gaan nie. Daar's net een van die twee. So vriende, so die eintlike vraag vandag, as ek na die kruisverhaal gaan kyk, is nie, waar gaan ek eendag eindig nie, is waar gaan ek vandag eindig, want ek weet of ek die son sien sak vandag. Ek moet nie dink aan eendag nie. Jesus sê vandag. Had 'n vrou 3 weke gelede daar gesit. En sy sê volgende oggend 6:00 dood in die badkamer, haar hart het gaan staan. 'n Gemeentelid. Sy was hier, net soos jy. Sy het daar gesit. Sy is in die paradys. Sy is dood. Vir ons, sy weg. So die man aan die kruis, as jy dit ontleed, ek is nie geestelik op die regte plek nie, ek kan nie bekostig om nou te sterwe nie, nie oor my ewige geluksaligheid nie. Ek het behoefte aan genade en vergifnis. Want jy sien, sonder Jesus se vergifnis is jy in lewensgevaar. Kom ek iets sê, almal van julle wat my nou hoor, jy is in lewensgevaar as Jesus jou nie vergewe het nie. Jou lewe is in gevaar. Want as jy so sterf dat jy nie vergewe is nie, dan gaan jy nie doodryk nie. Wie het sy verskil? Want een hart het bely en uitgeroep om genade en om vergifnis en na Jesus toe gedraai. Die sterwende man aan die kruis is toe der 11de ure gered. Ek sou sê hoekom? Want hy verklaar sy skuld. Hy het gesê, ons kry ons verdiende loon. Hy het nie sy sonde weggesteek nie. Jy moet nie na Jesus toe kom en jou sonde wegsteek nie. Kom uit met dit. Bring it out. Hy het nie probeer homself regverdig. Hy sê, die Here kan dit hoor, Jesus hoor dit. Hy sê, ons kry wat ons verdien. Jy moet jou skuld bely. Tweede ding is, jy moet sê, ek verdien om te sterf, as 'n sondaar. Maar dan pleit jy by Jesus vir genade, en jy sê, Jesus, dink aan my in die koninkryk. Ek glo U is 'n koning, en dat U het 'n koninkryk, dat U die Messias is, want dis wat hulle almal hier spot en sê, I believe it. Ek het vir jou nuus, die man het nie geleentheid gehad om kerk toe te gaan nie, en hy het nie geleentheid gehad om vanoggend gedoop te word nie. Hy het nie geleentheid gehad om 'n goeie daad gou te gaan verrig voor hy sterwe nie. Hy het geen kans gehad nie. Dis alles verby. Maar hy het geglo dat Jesus die koning is. Hy het geglo dat Jesus die Here is. Hy het geglo dat Jesus die Messias is. En hy het geglo daar's 'n koninkryk. Maar kom ek sê vir jou, my telefoon lui. En Marietjie sê vir my, sy moet met my praat. Kom by die kerk, en sy sê vir my oupa het 5 keer gesterf. Hy is in die hervormde kerk, die dokter en die dominee is daar, maar oupa word weer elke keer lewend. En ek sê vir Marietjie, gee vir my jou pa, oom Smitty se telefoonnommer. En ek bel hom en hy sê, pastoor, jy is nie welkom hier nie. Dit was in die dae toe pastore nie welkom was by die gereformeerdes nie. Bordjies is nou 'n bietjie verhang. En in elk geval, hy bel my toe die volgende oggend en hy sê vir my, ek kan kom. Hy het toe bedink na 'n nag. En ek jaag plaas toe ek daar kom. Toe lê daar 'n ou man op 'n bed, 80 jaar oud. Net vel en been. Kanker het hom opgevreet. Stink. Reuk van die dood.
En daar's 8 mense in die plaashuis. En ek jaag hulle almal uit en ek maak die deur toe. En ek sit by die man wat in 'n koma. Sy sê, hy word wakker. Dan trek hy die laken af. En dan sê hy, met sulke benerige vingers, help my, ek brand in hierdie vuur. En dan gaan hy weer in koma. Mense is desperaat. Dan dink hulle, goddank hy's dood. Trek die laken toe. Minute later, kom die vingertjies weer. Help my, ek brand in hierdie vuur. En dan gaan hy weer in koma. Sterf. Dood. Hulle sê, dokter sê, hy is nie meer by ons nie. Dominee doen 'n gebed. Net om later as hulle terugkom, as hy weer by. 5 keer. En toe ek het hoor, toe weet ek wat gaan aan. Het onmiddellik geweet. Ek het 2 dinge geweet. Ek het 1 geweet, en ek het geen verklaring, en ek kan tot vandag toe nie vir jou sê, hoekom dit so is nie. Die Here kon dit nie oor sy hart kry dat hy so sterf nie, and only God knows why. Ek dink daar's baie redes, as ek dit ontleed, kan ek 'n klomp vir jou uitsit, maar kom ons los dit. Die tweede ding is, die Here wil sy siel red. Hy is die skriba van die hervormde kerk in Villiers. Hy is 'n kerkman. Hy is elke Sondag in die kerk. Mis nie 'n kerkraad vergadering nie, ouderling. En toe ek haar stop, en ek kom by die bed, toe weet ek, kerkman gaan jy nie help nie. Hervormde kerk gaan jy nie help nie. Die dominee dokter gaan jy nie help nie. Jou posisie in die kerk, skriba en ouderling gaan jy nie help nie. You need Jesus. You need forgiveness of your sin. En ek sit by hom, en ek vat my Bybel, en ek maak oop by Romeine hoofstuk 10. Nou lees ek van Romeine 10. En ek sê, oomie, jy moet jou hart nou vir Jesus gee. Maar nou sê, die man is in 'n koma. Sy oë is toe, hy lê daar, jy sien net hoe gaan die bors, hy haal dit so asem. En toe ek klaar is, toe sê ek, oom, nou gaan ek bid, en jy bid, en jy, want ek weet iemand wat in 'n koma is, kan hoor as ek praat. Dit weet ek, uit ervaring. En ek sê vir hom, ek weet jy hoor my. Bid dan in jou hart, maar jy moet bid tot die Here wat ek nou bid. En ek doen die sondaarsgebed. En toe ek klaar is, dan kyk ek vir hom, nou wil ek, jy moet nou iets sê. Wat? Hy doen niks. Hy is in 'n koma. Nou dink ek nou, wat moet ek nou doen? Ek het nou my deel gedoen, wat moet ek nou verder doen? In die volgende oomblik maak hy sy oop. Hy het sulke potblou, diepblou oë. En hy kyk so in my gesig. Helder blou oë, kyk so in my, uit hierdie bleek, dooie gelaat. En ek is like, wow! Hy's wakker. En hy steek haar handjie weer so uit, wat hy my van vertel het. En hy sê, help my. Kyk, toe's ek omgesukkeld. Ek het nou baie gemellow, pastoor. Ek was 'n baie omgesukkelde jong predikant. Ek het geen nonsens gevat. En ek vererg my net daar vir die oom. Hy sukkel dan met my. Ek het dan vir hom vertel wat moet hy doen. Is hy nog doof ook? Ek vat die hand en ek sit dit terug. En ek sê vir hom, jy het mos gehoor wat ek gesê het. Bid. Bely jou sonde. Jy's 'n sondaar man. Maak jou saak nou met God reg. Ek sê, oomie. Ek sê ek gee vir jou nog een kans. Ek sê jy gaan nou bid. Sê ek is 'n sondaar. Hy kyk so vir my sê ek is 'n sondaar. Ek sê now we winning, okay? So kom ons bid. Nou bid ons. Toe ek sê amen. Hy gaan deur die hele sondaarsgebed. Toe ek sê amen. Toe vlieg die deur oop en oupa Smit die hol in en al die ander familie kom. Nou kom hulle almal in want hulle hoor ek en hy praat. Nou is almal in. Nou dink hulle die ou het bygekom want hulle het gedink of hy's dood of in 'n koma, hulle los my alleen by hom. En hier praat ek en die oom praat dan nou. En almal vlieg en nou is almal hier om die bed. En ek is like Oom Smit, die man. Nou ek weet nie wie sy nie. Smit Maritjie se oupa. Ek ken mos nie daai deel van die familie nie. Ek sê, die man
Hy het nou net sy hart vir Jesus Christus gegee. Ja, amen. Ek sê die man, hy kan nou sterf. Hy kan nou huis toe gaan. Ek gaan nie vir hom bid vir genesing nie. Hy moet nou na Jesus toe gaan wat sy siel nou net gered het. Dis mos 'n storie soos nou die man aan die kruis, né? Dit is nou tyd om paradys toe te gaan, okay? Ek weet dit. Sy tyd het gekom. Maar nou kom maar so oud tannie in, maar sy is so oud, maar sy is so kort. Nou kom staan die oud tannie daar en ek kyk sy en ek dink, dis die oumaatjie, right? En ek draai sy na toe. Ek sê, ouma, dis mos jou man. Ja. Ek sê, okay. Ek sê, kan ek bid dat Jesus hom nou huis toe vat? Nou staan sy so, met haar hande so gevou. Nou sê sy vir my, pastoor, as die Here wil. Ek sê hy wil. No doubt about it. Ek sê die Here wil. Ek sê hoekom? Hy het nou net sy hart vir die Here gegee. Hy moet paradys toe. Hy moet hemel toe gaan. Sy lewe is verby. Ek sê, ouma, kan ek bid dat die Here hom vat? Kyk sy my so. Sy sê, jy kan so bid. Dis wat ek wil hoor. Ek sê, Lord, take him home. In die naam van Jesus. En ek bid. Ek groet hulle. Hulle wil my toe met my koffie en goed, maar nou is ek omgesukkeld, want ek was mos nou nie welkom vir 24 uur. So kom sal ek met julle koffie drink. Fine. So, ek sê nee, baie dankie, I'm leaving. In my kar en ek is al weg. Maar soos die pad by die plaas uitry, as jy by die plaas uit by Verliers, dis 'n grondpad, seker so 3 km wat grondpad tot op die plaas. Soos wat jy die teerpad slaan, as jy regs draai, gaan jy na Jimfouchee Dam toe. As jy links draai, gaan jy T-aansluiting kry, gaan jy daar by punt, gaan jy links draai of Verlies of jy gaan terug Frankfurt toe. En ek wil Frankfurt. En met dit, toe ek hy draai vat en ek verdwyn uit die sig uit, toe kom Marietjie, my gemeente, hulle die kant om. Want hulle bly op 'n ander plaas. Want haar pa sê vir haar, ek het nou net vir pastoor Raymond gebel en hy kom nou bid vir oupa. En sy dog, my pastoor is daar, ek moet daar kom. So sy jaag die kant om, ek gaan die kant om. Ons mis mekaar. Ek was seker by die huis so 'n halfuur of 3 kwartier, of ek weet nie hoe lank nie. Toe lei die plaasfoon, want ons het mos sê, was jy daar voor selfoon? Hier lei die foon. En ek tel op, dis Marietjie, sy sê, ek moet jou dadelik sien. Ek sê, waar is jy? Nee, ek is daar waar jy by oupa was. Ek is op die plaas, ek kom sy by my. Toe sy instap by die huis, weet wat sê sy vir my? Sy sê, jy was net weg. Toe kom ek, hulle sê, ek was tussen 5 en 7 minute na jou, wat ek op die plaas gearriveer. Sy sê vir my hierdie woorde. Sy sê vir my, pastoor, toe ons daar by die kamer sit, want jy het ons nou gebid, sê hulle, dat die Here met oupa kom haal. Maak hy sy oë oop, hy blou oë, en hy wys met sy hand. Nou kyk ons om en hy wys, ek weet nie waar hy wat, toe kom ons agter, stit my met kussings met my nek, ek wil nie plat lê nie. Sy sê, toe ons stit hom op, dat hy so skuins regop lê, so lê, nie so nie, so. Pak ons al die kussings. En hy begin kyk, vir elkeen van die familie. Kyk jy so, as hulle so by die naam sê, en jy is almal. En toe hy klaas, daar was 8 van hulle. Toe sê hy, dankie Here, vir die groot genade aan my bewys. En toe blaas hy sy asem uit. Al die eer aan die Here. Ek verstaan wat het gebeur aan die kruis. I understand. I know. Jy kan nie bekostig om vandag jou lewe vir ewig in gevaar te stel nie. Jy moet vandag seker maak dat jou sondes is vergewe. Vandag. Kom ons bid. Sit net so. Niemand loop uit die kerk uit. Sit. Kom ons bid. Ek gaan vandag vra om iets te doen wat jy jou hele lewe nog nooit gedoen het nie. Heel waarskynlik nie. Ek gaan nie vir jou vra om te uitkom nie, ek wil jy nie voor hê nie, it's fine. Maar terwyl jy in gebed sit, ek gaan iets vra. As jy twyfel oor jou saligheid, jy is nie seker as jy sterf, jy gaan hemel toe, paradys toe nie.
en jy wil dit vandag met die Here uitmaak, dan gaan ek vir jou sê, ek sal die volgende doen. Ek sal saam met jou bid. Maar met jou hand opsteek het ek sien waar is jy. Baie dankie. Is daar nog iemand? Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Hier's baie hande, vriende. Is daar nog? Orals. In al die blokke. Jy kan nie speel met hierdie saak as jy nie jou hand opgesteek het. Dit is jou dag. Almal wat julle hande opgesteek het. Ek gaan vir iets vra. Was daai man skaam aan die kruis om te gesê het, dink aan my Here as in die koninkryk kom? Hy het hom nie geskaam vir sy vriend. Hy het hom nie geskaam vir al die spottende, honende owerpriesters, mense, Romeinse soldate. En dan wil ek sê, jy moet jou nie skaam nie. Staan op waar jy is. As jy hand opgelig het, staan op net daar waar jy is. Staan reg op. Staan op in die gehoor. Staan op. Maak nie saak wat jou familie dink, het niks met enigiemand nou te doen nie. Hier's een kans vandag. Net een kans. Nou wil ek jy moet bid saam met my. In jou hart, jy kan hardop bid of in jou hart, bid jy nou saam met my. Here Jesus, ek kom na U toe. Ek kom na U toe soos die man aan die kruis wat saam met U gehang het. Here Jesus, U onthou wat het hy gesê, dink aan my as in die koninkryk kom. Here Jesus, ek vra U vandag, dink aan my waar U in U koninkryk is. Dis wat ek vra. Daar waar U nou in U koninkryk is, dink aan my Here. Dink aan my. Here, ek staan vanmôre. En dis honderde mense, en ek gee nie om wat hulle dink en wat hulle sê nie. Maar ek staan vir U op vandag en ek sê, Here, vergewe my sondes en maak my U kind. Ek pleit vir genade. Red my siel, Here, soos U die man aan die kruis gered het. En soos wat U vir oupa Lombard op daai bed gered het. Red my siel. Ek glo Jesus dat U die Here is. Ek glo dat U die Seun van God is. Ek glo dat U 'n koning is. En ek glo dat U 'n koninkryk het. En ek glo dat U in die paradys is. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Gee my die ewige lewe. Skryf my naam in die boek van die lewe. Dat al hierdie mense wat vandag in hierdie diens by hierdie kerk was, eendag sal kan opstaan en sê, Here, ek was daai dag in die diens, toe daai een opgestaan het. Ek is 'n getuie. Dankie Vader. In Jesus naam. Amen. Jy kan die sitplekke inneem. Prys die Here.